Nanti lu. Sekali dibayar me nanti. Ya, danke. Ada. Okay. Thanks man. Hy is nou 'n lekker middag agteroor sit. Ons kyk op dit as almal hier kan staan. Dan gaan ons voor die pas sodat ons die voet die sentrum van die pad. Soos ons almal van daai kant kan beweeg hier na die spasie. Dan kan ons terug Adams. Goeiedag. Voorspoed. Ons gaan daai kant beweeg. Dan gaan ons die voet terug saam met Mr. Bobby. Dan kan ons verder gaan. Start van ja. So die mense wat hulle kies blaai kan hier staan. En dan die voor staan met die blaaiers om in hulle hart soos Mr. Bobby die foto van. En so 'n mooi foto by staan. Hij is kaal voeten. Het is kaal voeten. Gracias.
Dames en heren, ik zal aan jullie bekend, die man van die oomblik. Die enigste. Kom allemaal in die foto asseblief. Verkiesing, as julle die verkiesing het, dan kan julle dit voor julle hou. Zodat die foto net beter. Die lampen staan achter, die wat achter in lengtes woont, staan achter, die wat kort lengtes woont. Dat is niet wat de Albert is recht, Albert is aan de laag. Die groot mense wat langs in het land is, nie vir op ons neem. Wat ons wil sê. En dan ook mense daar, die word van die sê, Dat is ook zo. En die groen meter af en toe. Hallo. God is good. Amen, amen. You say that thing. Ya kan mata. Kita aku positif mai. Ons kan nou en julle het staan op net so probeer die koel te maak dan kan ons is dit fyn dat die wat in die koel is en die koel is sodat ons ook kan met ons praat sodat ons allemaal net op gereed wat is die way forward en die proses met die petition en die wil het ontvang het. En gaan we bedoel met al die woorden wat jy 'n bietjie harder maak, sorry, maak 'n bietjie goed. Die register? Ja. Oh. Almal gesign? Nee, nog nie. Coming. Yes, yes. Yes. Skrik ek nou vir jou. Maar vaskap.
Nee, die wind waai jou stem weg, Ellie. Die wind waai ook jou stem weg. En almal my hoor? Ja? Okay. Eerstens wil ek baie dankie sê vir almal. Verstaan almal Afrikaans? You prefer me to speak English? Okay. Ons wil net sê baie dankie vir al die lede van Atlantis gemeenskap wat op gesleep saamgestaan het. Jy weet hierdie proses is die gemeenskap se. Niemand besit dit nie. Daar is niemand wie leierskap besoek nie. Daar is nie enige spesifieke organisasie wat wil claim lê hierop nie. Wat ons gedoen het is ons het 'n proses uitgerol wat ensure dat alle gemeenskaplede in hulle eie reg hulle stem vir het. En tot dusver was die contribution van die gemeenskap uitstekend. Dit is 'n baie maklike proses. Vir jare hierdie toegangsentrum en Hartbeeskraal, né, was opgerig om 'n bate te vorm vir die gemeenskap van Atlantis. En oor die jare was daar besluite gemaak oor hierdie gebou sonder die gemeenskap. Die doel waarvoor die gebou gebruik was verander sonder deelname en sonder konsultasie met die gemeenskap van Atlantis. En nou hoor ons daar is planne om die gebou te verkoop. En Atlantis se gemeenskap sê tot hier toe en nie verder nie. Dit is vir ons as gemeenskap ons stemrecht. Hierdie petisie is Atlantis gemeenskap se petisie. Ons het nie betekenisvolle konsultasie gekry. Niemand het ons gevra om deelname te gee in hierdie opsig nie. En dit is hoekom ons eie proses uitgerol het. In hierdie week het ons 'n platform geskep wat elke resident en elke inwoner van Atlantis kan gee om hulle eie e-pos te stuur aan alle raadslede wat in South 1 is. Dit beteken dit is Atlantis se 2 wyke se raadslede, Melkbos se wijkraadslid, Parkland se wijkraadslid en ook wie is die ander wyk Tuigelbuurtjie. Maar al die raadslede in South 1 het die e-pos ontvang. Die meier, die burgemeester het die e-pos ontvang en ook die public participation unit van die stad Kaapstad, sodat hulle op rekord kan hê die gemeenskap van Atlantis het gepraat en hulle staan die verkoop teen. Die e-pos wat ons gerig het aan South 1 vra dat die raadslede en die bestuur van South 1 die seil die verkope van die perseel teenstaan. En tot dusver het ons meer as 700 e-posse ontvang van die inwoners van Atlantis. So baie dankie aan almal wat die link stuur. Hierdie petisiepakke is infectious material, né? Ons verwag nie dat een persoon al die bladsye volmaak nie. Al wat ons vra is, kry die mense in die sirkel, vra vir elke persoon om 'n bladsy te vat, vol te maak. Dit maak baie ligter werk, né? Elke een kan in dit as sy gesin en sy buurman maak ons chop so 'n bladsy vol. Ons vra dat almal hulle deelname doen en dan teen volgende Sondag sal ons graag met ons die bladsye wil terugkry. As ons alles wat vandag so is, hele vak kan opteken kry. Wat beteken ons die volgende Sondag het ons 10,000 stemme. Ons het dan nog so 'n week voor se kan insit. So dan wil ons nog ons het nou 720 sheets, dan gaan ons 1400 sheets uithaal. Want as ons die een ronde kan neerkry, dan kan niks ons as Atlantis keer nie. Dit is nie waar die proses stop nie, dit is waar dit nou eers begin. Want hierdie is 'n ernstige saak, dit gaan nie maklik oorwaai nie, dit gaan baie kos. Ons het briewe wat opgelaai is, ons het 'n brief aan die public protector, daar is 'n brief aan die president van Suid-Afrika. So volgende week gaan ons inwoners kan sê, ek het vir die president want ons gaan 'n soortgelyke vorm opsit. Jy kan die link met vorm uit, daar gaan ek ons na die president van Suid-Afrika toe. Ons stuur ook 'n brief aan die premier van Weskaap. Oomlik is daar so 'n klein bietjie onsekerheid wie presies die eienaars is van hierdie gronde. Want daar was
maar niks regtig. Goed, dit is reg. Ons het 2 briewe wat ons aan SAFA ook stuur en ook aan Department of Home Affairs. Want hulle gaan dit ons moet kom antwoord hoekom hulle as nasionale departemente hierso sit in 'n gebou bewus is van die planne, maar hulle verwittig nie die gemeenskap van Atlantis nie. So ons gaan hulle ook tot verantwoording roep. Hierso is baie besluite wat oor die jare gemaak is, baie veranderinge wat plaasgevind het. Dit affekteer absoluut die inwoners van Atlantis. Maar die besluite word gemaak sonder Atlantis. En ons roep absoluut almal tot verantwoording. En ons wil sê dankie vir die gemeenskap wat saam staan om te sê stop verkope van toegangssentra. Jy nog 'n vraag? Wat ek net wil vra is mense wat ons gaan slaap lê. Maar as jy wat ek graag wil vra, ons gemeenskap wat hier is, ons moet nou nie gaan slaap lê nie, ons moet voortgaan met die ding. En wat ek maar opgelet is vir die afgelope jare en het weet ons het ding aangepak en dan pak ons om die half ander losos. Maar nou, ons net aangekap, ons gaan leef slaap. Dan wie daar baie mense wat weer, ja woord, ons miskien nou verder gaan met die zaak uit die mense, altijd ons sit vir ons wat nou weer toe jou, miskien nou op 'n Saterdag of op 'n Sondag, dat ons kan beskikbaar, dat ons ding aanpak, ons dit steeds ons. Ek stem saam en ek dink dit is ook hoekom dit belangrik is dat julle gaan agterkom, meer en meer gaan daar comments gemaak word op ons post op Facebook. Daar gaan mense kom wat vir ons probeer terughou. Daar gaan mense kom wat vir ons probeer sê, julle moenie dit doen nie, dis klaar verkoop, was niks wat ons kan doen nie. Ons as 'n gemeenskap sê, dit gaan nie stop voor ons nie gehoor word nie. Ons wil nie nou 'n konsultasie hê nie, ons wil hê die aksie moet stop, maar ook ons moet seker maak dat we stay focused. Ons main objective moet wees om seker te maak soveel as moontlik inwoners van Atlantis is bewus van wat gebeur en wat hulle wil doen, en dan moet ons sorg dat die gemeenskap hulle stemme het. Dit is waar ons die gemeenskap die geleentheid gee om te sê, hierdie is ons public participation proses en ons wil ons stem ook hê en sê, stop die verkope. Maar moet nie beklei met mense nie, moet nie julle energie gebruik om aandag te skenk aan mense wie ons aandag aftrek nie. Elke tweede dag herinner die mense, dit is waarvoor ons staan. We need to stop the sale. That's all we need to focus on. Moenie laat julle aandag afgelei word nie, moenie laat julle uitgelok word nie, en moenie laat mense julle energie dry nie, want die system pas ons op onderaan. Goeiemiddag allemaal. Ik ken die geschiedenis rondom Atlantis. Volgens mijn verstaan was dit misschien een deel van oorlog of kouwen en als het deel van de oorlog, waar hulle die plek gebruik het, dan moet de regering betrokken wees bij. Dit is je private eiendom, dat het niet kan verkoop worden. Want volgens mij is die hard geweest en dan ga ik net een beetje omdraaien, daar bij die oude thuis, hier bij die blauwhuis, dit maakt deel van hard geweest uit. Zo iemand moet dan weer gerecht. Je hebt dan niet kan ook maar niet de gouvernement dan hier met dit. En hoe komt dit was het naam van staatsplicht. Hoe komt het niet? En als hulle verkoop dan is het maar aan die government wat verkoop. So dit is waar nou ons moet kyk. Ons moet miskien net 'n bietjie dieper die regte navorsing te kry rondom Artemis en so. Everybody, I think I just want to know to the organizers. You know me, community person. I'm all with it. I am willing, not willing. My plan was to on Saturday papieren, ik vraag wat management, is het possible? En dan zei altijd voor mij ja, maar het is peaceful. So that is my way of getting our signatures. The other thing that I wanted to know is the end result. I'm not clear as to what the end result is with regards to, are we
we now gonna go for consent, or are we gonna go to the whole premises being signed over? To whom exactly? Is that now our local sub-council or to the community? And if the community, who is then gonna be the bearers? What does that word make? The people that look after for the community? That people. Because I'm not so clear on to if we are okay or do we know what the end goal is? Thank you. Ja, ik wil ook iets zeggen in verband met actiefskraam. Ons was die vrouwen wat gebid het in hierdie plek. En hulle het na ons gekom. Hulle het vir ons gesê dat hulle aan die plek kon skep vir ons as 'n community saam. Waar ons as die gemeenskap gaan deel het van hierdie plek. Dit is, hulle het na ons gekom, so ander woorde, hulle het na ons gekom met slapremme. Hulle het nie na ons gekom met die waarheid nie. En ja, ons het toegedink, dit gaan met ons community saam wees. Waarvan die hele gemeenskap ons nou gaan deel het van hierdie plek en ons het nou ook maar pad gegee sodat hulle ook maar kan doen, soos hulle moet organiseer dat hulle gaan doen. In ander woorde, hulle het die mense verlieg. En al wat hulle wil doen is net geld maak. En is dit wat hulle dink van onze mense. Want dit is wat hulle al die jare gedoen het met onze mense. Ja, die plek was nog baie rauw. En hulle het gekom, hulle sê ons op die pad gee, because hulle gaan nou vir ons die plek mooi maak. Waarvan ons het kees daar was, en hulle het ook plekke gekry om soos hulle naaldwerk en sulke goede te doen binne in hierdie plek. Maar op die einde van die dag kom hulle met mooi dinge na ons toe. En hulle kom vat die plek onder ons uit. En as die plek nou mooi is, en toe gebruik hulle die plek vir geld maak. En hulle gebruik die plek vir 'n besigheidsplek. En op die einde van die dag, toe sê ook nie weer eens vir ons 'n plek om te kom bid nie. Toe laat hulle uit die uitlanders van ander lande, toe benefit hulle van die plek. En ons benefit nie meer van die plek nie. So genoeg is genoeg. Wat hulle gedoen het hulle gedoen, want hulle dinge gaan nie, hulle gaan dit nie reg kry nie. Want ons as 'n gemeenskap is hier om saam te staan, om te sê genoeg is genoeg. Ons moet uit van wie hulle is. Ja, ons moet uit van wie hulle is. Hy is ons weg wat ons moet. Okay, so wat ons geleer het oor tyd is as ons te ver verdink, né? Dan is dit waar ons soms kan gesidetrack raak. En baie keer as ons onder in die pad kom, nou besluit ons al die ou gaan daar, daai ou gaan daar, en we start turning on each other. En ons het geleer as die system maak staat daarop dat ons as mense begin op mekaar draai. En so ons probeer om nie te lang vooruit te beplan. Want as ons te lang of nie te lang vooruit te beplan nie, ek wil hê jy moet verstaan, daar is wel 'n strategie. Maar ons het geleer, ons kan nie net opstaan geraas maak en dan is dit voor 'n oor nie. We have to have a plan and we have to have different steps and phases. So op die eerste stap was gewees, ons moet die Sabrat 1 wat namens ons praat, wat ons as gemeenskap verteenwoordig op die groter raad van Kaapstad. Ons moet hulle mandate om die seiltjie te staan. En daai fase is nog steeds aan die gang, maar ons het al progress gemaak, né? Nou is die volgende fase, ons moet die petisie geteken kry. Wanneer hierdie petisie op die grond is, maak ons die petisie aanlyn beskikbaar. En dit is deel van die strategie, want as ons net 'n link aanlyn stuur, dan is dit sukkel, dan is dit so wat gaan sign online. So we need to roll out this part first, then the online petition. Volgende is die briewe aan die en tydens deur dit alles is dit, ons moet ook verstaan, dis 'n bietjie van 'n volatile situation, né? Ons is besig om te probeer inligting inwin, ons is besig om
'n memorandum of sorts saam te sit, iets wat sou ons na die howe toe moet gaan, dat ons gecover is, dat ons almal se stories het, ons moet, want ons weet dat 'n hof gaan nie op sentiment rol nie, né? En dit is hoekom ons moet seker maak, die geskiedenis is baie belangrik, dit maak 'n groot saak uit, wat die hof gaan dit ook nie ignoreer nie. So nou kyk ons na ou dokumente. Waarvoor was die plek ingestel? Wat was gesê toe hulle die plek oprig? You know, what was in the agreement? So ons kyk na alles dit, en as daar enige toekomstige planne is, die stap nou, ons goal nou, die end goal, is to stop the sale of Lusong Center. Nee? Na dit, enige iets wat vorentoe gebeur, we are involved, all of us are involved. Niks vorentoe gaan beplan word sonder konsultasie met die gemeenskap nie. Een ding wat ons as 'n land is nou gewys het, is across the spectrum. En ons het mense reg oor die stad Kaapstad, ons het mense uit ander provinsies wat laat weet, hulle ondersteun ons geveeg in Atlantis. Want wat mense besef is, Atlantis toesongsenter vandag, die res van die toesongsenters môre. En so ons is besig om ondersteuning te kry. Daar is nog ander sentrum in die City of Cape Town wat geïdentifiseer was. Daar is ook 'n sagte seilproses wat ons sal met tyd, ons wag net gou vir hulle om hulle self te organise en dan gaan ons saam. Dis hoekom ek sê dis volatile, van tyd tot tyd gaan daar moontlik 'n paar pivots wees in die proses, maar ons is reg daarvoor. Al wat ons vra is dat ons vertrou dat ons die best interest aan haar het en dat elke een, ons sal sien daar is baie WhatsApp groeps, né? En hoekom is dit so gedoen het is, enige iemand kan leiding neem. As jy die leier in jou huis is jou gesin, jou gemeenskap, wat jy dien. As jy die leier in jou straat is jy die leier van daai gemeenskap. En jy doen dan jou deel om seker te maak, hulle kry die informasie. Right? So ons moet met niemand beklei nie, ons moet nie probeer sê, ja, maar die ene het dit gedoen, daai een maak asof hy, no, when we send out the message, we send out the message as the community, as a one. Ons sit nie name onderaan nie, en as jy jou naam onderaan wil sit, is dit fine. Maar ons wil nie hê iemand moet beklei en sê, but I said that, no. If it is factual, if it is important, if it will serve the community, moet ons opmaak, dat enige iemand wie die ywer het, help in hierdie proses. Dankie. Goeiemôre dames en here, my naam is Steven Almers, ek bly al 42 jaar in Atlantis. Ek is 37 jaar aktief betrokke in Atlantis. My plek het 'n baie groot geestelike geskiedenis agter my. Destydse jare, my oorlede pa was leraar David Domingo Albers, en hy het 'n groep saam nog gehad, die paasvertellen het hier geboorte gegee. Ek het dokumente gegee, in besit, die eerste konstitusie, die eerste vergadering met die paasvertellen wat hier gesit. My pa was die voorsitter, en Aaron McKenzie was die ondervoorsitter, en nog ander rolspelers was daar betrokke. Hier het ons kerke, ons verskillende kerke was hier. Die kerke in hierdie plek, weet nog die roue hartbeesgeld was aan die lewe gehou. En even Pastor Max Amal was, hy het soms as deel van die moeders, hy was van die biddende moeders hier in die plekke. Die baie goeie goed het gaan hierso. En daar was destyds beloftes gemaak, en my oorlede pa hy is net vir die mense aangestel, die bestuurder van die plekke bestuur, terwyl hulle besig met ander aktiwiteite. Ek weet nie wat daar verkeerd geloop het nie, maar sekerlik het dat dinge verkeerd geloop. Ek weet, daar was 'n ooreenkoms geteken, ek weet nie sy ooreenkoms nog bestaan nie. Die plek sou genoem gewees het, Domingo Multi-Purpose. Dit sou sy naam gewees het destyds. Dit was al reeds deur die nasionale regering oorgegee aan die gemeenskap. Nou, ek weet nie wat in die proses verkeerd geloop het nie. So somewhere along the line daar goed verkeerd geloop, want dit nooit gerealiseer het nie. Maar wil ek weer sê dat die plek het 'n baie groot geskiedenis, en ons kan nie die plek sommer net so doen laat gaan. Community advice office. Before there was Overfest, before there was SASA and so on. Yes, services for community. That's very important for people
relative of the other guy who was here, Marius. Yeah, Marius, yeah, talk about it. And they opened this Hartebeeskraal. Hartebeeskraal, because the name was, our brother said, the window first, it should have been the window. After became Hartebeeskraal, a community center, and afterwards it was changed. Do so. Political party take over, they call it Tucson Service Center. And after that, massive fraud corruption happened here at his office. And even myself also, so there's a lot of fraud corruption cases here. And even my office, it serves thousands of people here. First them against complaints against staff, the police, court, hospitals, lawyers and so on, profit and profit came under attack. And even the fraud corruption that also happened here, of 500,000 was given to improve the place that disappear couldn't, if couldn't inform about what had happened. Like for example, Willie Martin was here, he reported about that, and afterwards I was involved also to say that people must be get rid of, get punished, get out of here, of the way. At time the city of Cape Town had taken over this place here. The city of Cape Town taken over afterwards with the previous government, after elections and so on. And city of Cape Town was after that time even as doesn't stick fraud corruption. But we believe this crowd, Tucson Center belongs to the community. We are the taxpayers, we are the people of the Cape Town. We must do everything we can. Everything we can to stop the selling of it. Stop it. We have asked everyone, families, brothers, sisters, employees, bring them in, let us stop selling from Hartebeeskraal. Belongs to you and me, our children to come. Thank you. Ek wil net sê dat as it is important for us to stop the sale, Ali, I think we must also take cognizance that the fact that there has been notification circulating about the services of the Home Affairs that will be reduced to 3 times per week, and we have to prevent that because, according to our constitution, can proceed sale if they can prove that services are no longer that needful. So ons moet hy stop because hy gaan vir hulle grond gee om te sê dat ons het net soveel mense geserve en you know we have to be very wise with the tactics. So as equally as we try to stop the sale, we must stop them from reducing the service that they need to render in our community. Eerste en die tweede burgemeester land is, as ons verkies het nie geword. Nou William as die eerste burgemeester land is, en Mr. Benson dat in Pella bly as die tweede burgemeester van land is. Hy verkies ons almal hier in Hartebeeskraal hou. Niemand by land in dit land is. Okay, ek wil net ook sê, vir die meeste van die groep, ons moet vir hulle ondersteun, ons as die mense van die land is ondersteun. En die oproep was eers vir sodat ons die mekaar afbreek en daar is baie ander issues is maar net die punt. So kom ons wys dat ons kan saam staan. Dit is nie 'n political issues here involved with. So we can stand together. We must not allow other people from outside to come and make rules and decisions for us. You must remember the selling of this building is decisions being made from outside, from people who are not involved in it. It doesn't know what the people of the country are going through. The fact of the matter is, irrespective of whether they're thinking of selling the building or it's in the process, nothing can stop in terms of the services. Because irrespective of, because one must remember that when a sale takes place, it takes months to register and everything else. So it's
much further down the line. So services, we should actually hold them accountable that we want those services fully restored. Yes. Okay? Because because people come not just from Atlantis, they come from all over. Yes. And that is why they come here, because the services, in terms of what takes place here, it shouldn't be reduced, because we want it back to where it was up until such time, because if a sale cannot take place once processes are involved. Okay? So we've got a good point here, trying to make a standpoint here. So if we act now, because the longer we wait, they would think they're going to lose interest in the process. But like I said, whatever we do, we've got to do it right now. So at the end of the day, we stand together as a united family to save our Hartbeespoort. Thank you very much. En as die toilet nie werk nie, ons gaan dit self werk. So net sê baie dankie vir almal wie hier is. En dan wil ek net herinner voor u huis toe gaan, maak asseblief seker dat u 'n draai maak daar by Dawn. En vat net vir u 10 bladsye asseblief. Gaan help. Ryk uit na familielede, ryk uit na u bure. Gee vir 10 mense elkeen 'n bladsy. Is maar net 15 name wat ons moet bysit. Dis toe by huisgesinnig. So ek vra dat almal asseblief hulle samewerking gee en vir ons help, want many hands make lighter work. So, asseblief dierbare, ek weet baie van ons is gelowiges, en gelowiges is so gelowig dat blaaie kan harre kry. So, moet jy dat dit harre kry op die kas nie, ons het elke een van ons, almal ingesluit, moet ons due diligence doen om die vorms te voltooi, hou het skoon, moet jy op eet en drink nie, hou het netjies, en ons volgende week en Sondag, Ellie sal op die groep aandui, wanneer die volgende vergadering is, en dan gaan die volgende Sondag moet het terugkom. Dierbares, dit moet terugkom, Sondag vandag, onthou net. Goeiemiddag allemaal, wat die teenwoordig is, ons waardeer julle teenwoordigheid ten zeerste. Ek wil net iets aan die hand doen, man. Met ons eerste discussion, wat die 14 by mekaar gekom het hulle iets aan die hand gedoen, dat ons allemaal moet vir ons WhatsApp groepe opmaak. En dan rol ons dit so uit, ons multiply. Alright, ek het nou eindiglik, ek het 'n WhatsApp groep van 86 mense. So, ek sê vir myself, en ek het vanoggend op die groep gevra van die 86. Ek moet by hulle uitkom. Afhangend van hoeveel mense ek gaan kry, gaan ek het equally opdeel tussen hy 86. En elkeen van hy 86 mense kan vir hulle ook 'n WhatsApp groepie oopmaak van 10 of 20 mense. So as hy of sy die petition kry, dan weet jy al klaar, ek moet vir Pool gee, ek moet vir Aikie. En as het by Aikie uitkom, dan weet Aikie al klaar, hy moet vir Somein gee en hy. So ek dink, sodoende behoort ons baie meer mense te bereik. Ek weet dat 'n voorstel om uit te gaan, wat iemand my sê, ons moet deur die strate ry en vir die mense sê wat die mense weet nie. So ek dink ons moet hy verantwoordelikheid neem op ons, op die mense, baie WhatsApp en so, want elke opa, elke klein kind tot in die kerk sit met 'n foon. So as daai nie werk nie, dan sal ons seker maar moet ry. So, dis maar net wat ek wil aan die hand doen. En baie dankie vir almal wat al reeds dit gedoen het, wat sy gevra het. Baie dankie. Thank you. Ons sal die tyd aankondig, volgende week en Sondag, op die groep. So u wat nog nie op die groep is nie, join die groep, en soos Mr. Majid sê, elkeen kan op sy eie platforms, op sy eie groepe, dit kommunikeer. Ek sal op my groepe kommunikeer. Ek sal praat met die mense in die strate, oor die ding. So jy het jou manier en ways hoe jy die boodskap uitdra. So niemand is gelimit nie, so elkeen kan sy tools wat hy het gebruik om die boodskap, want het gaan oor ons gemeenskap en die belange daarvan, van ons gemeenskap.
om die ding deur te sien. So nogmaals, baie dankie Ali, is ons klaar. Can we conclude? Almal klaar, almal gelukkig, niemand gaan ongelukkig weg nie. As 'n kans, en iemand iets wil sê, iets wil vra, duidelikheid wil hê. As daar niemand is nie, dan gaan ons iets Mr. Swarts wil iets sê. Miskien moet iets maar vir ons afhoeksluit hoor. Dit vir die Here sê dankie. Ek wil net weet toe julle vasgestel het van die proses. Remember die property was originally national government se property. Hoe die city of Cape Town ownership van die property gekry het, waar is die papiere? Want ek dink dit is waar die begin van die hele ding is. Want hulle het die authority om 'n property te verkoop as hulle nie 'n mandate letter vanaf national government het. Ek dink dit is ook waar gekyk moet word. Ek sal dit my werk maak die week om my goed in die hande te kry. Ons bid saam, dierbares. Vader, vanmiddag sê ons vir U baie dankie vir die samesyn wat ons vanmiddag kon by mekaar kom. Om al die lof, die eer, die prys en die aanbidding aan U toe te swaai. Baie dankie, Here, vir mense wat baie lief is vir Atlantis, wat vanmiddag gekom het hier, Here, om hulle misnoë uit te spreek. Ek bid vanmiddag, Here, die seën op hierdie saak, die wat aan leiding is aan hierdie verrigtinge, Here, vra ek, Here, dat U altyd, Here, vir hulle lig vir hulle pad en 'n lamp vir hulle voete sal wees. Ek kom nou, Here, alles wat hulle sal aanpak, Here, vra ek, Here, ek kom nou teen elke plan van die vyand, ek kanselleer en ek stel nou sy werke kragteloos in Jesus naam. Here, vat vanmiddag hulle swak kant in Jesus sterke hand en lei hulle van oorwinning tot oorwinning in Jesus wonderlike naam met baie danksegging. Kom ons sê 'n bietjie amen. Amen. Baie dankie familie. God bless you. Go well. Kom ons hou die momentum. Kom ons bou. Ons moet nou ons van die ding deursien met elkeen se bydrae. Dankie. Sa Majid, ikaw mara jukebox lahat praat. Ang Majid praat.